Goeiemôre vriende. Dit is lekker om terug te wees hierso by julle na laasweek se lesings. En as u nie is en laasweek gemis het, dit is opgeneem. Die materiaal is beskikbaar. Ek dink van vanmiddag af, Mel as ek nie mis het nie, ek weet nie waar ons Mel nie, maar ek dink van vanmiddag af sal dit aanlyn beskikbaar wees en julle kan na daardie materiaal ook gaan kyk van laasweek se lesings. Dit is lekker vir ons om weer terug te wees hier by julle by Magali Sig Lewensbou Sentrum en om die dag saam met julle te geniet en deur te bring. Ek wil net vinnig 'n hersiening doen van wat ons laasweek gedoen het. Net so baie kortliks, dat ons net weer almal op dieselfde bladsy is en veral vir iemand wat dalk nie hier was nie. Dat hulle net weet waaroor het ons gepraat. So ons tema vir hierdie twee dae, laasweek en vandag, is daar hoop in al die chaos. En as ons in die wêreld om ons kyk, dan is ons baie bewus daarvan dat hierdie wêreld is regtig in chaos gedompel. Ons kan net kyk na wat in ons eie land aangaan. Ek verwys spottenders gewys, maar dit is eintlik baie ernstig na hierdie hele Madlanga kommissie en die korrupsie wat geopenbaar word daarin en dit is amper onwerklik om te sien hoe diep dit eintlik in ons land en in die bestuur van ons land is. Maar ons beleef ook in hierdie land en in die wêreld moord en geweld en ons almal ergens word gekonfronteer met dinge soos siekte en depressie is die siekte van ons tyd eintlik. Daar's soveel mense wat gedruk gaan onder depressie en die gevolge daarvan en hoe swaar dit is. Dan vind ons mense wat regtig net kwaadwillig is en dit is net moeilik en swaar kry en baie van ons loop met trauma in ons lewens wat ons vir baie jare dalk nog nie verwerk het nie. En dis die realiteit van hierdie wêreld, is dat hierdie wêreld is in chaos gedompel. En baie keer gaan ons deur hierdie lewe en ons wonder, is daar nog hoop? Is daar iets wat beter is as hierdie? So laasweek het ons weggespring met die vraag, waar kom boosheid vandaan? Wat is die oorsprong van boosheid? Waar kom hierdie lyding? Waar kom hierdie chaos wat ons elke dag beleef vandaan? En ons het gesien dat daar hierdie valse begrip is in baie mense se koppe, dat dit van God afkom, en dat God die oorsprong is van die sleg en die negatiewe dinge wat hier op aarde gebeur. Maar die Bybel leer iets anders. Die Bybel leer dat daar 'n bose een is, die Satan, die duiwel, en hoe hy agter al hierdie boosheid sit, al hierdie chaos sit, al hierdie seer en siekte en trauma sit. Ons het 'n bietjie gekyk na sy ontstaan. Waar het Satan vandaan gekom? Ons het gesien dat hy op 'n tyd geskep was as die engel van lig, maar dat God intelligente wesens vrye keuse gee. En dat Satan die keuse gemaak het om God se liefdeskoninkryk te verwerp en om te word wat hy uiteindelik geword het, die Satan wat net verwoesting saai. Toe het ons in ons tweede lesing gekyk na die vraag, wat is die oplossing vir al hierdie chaos? Wat is die oplossing vir hierdie lyding? En die tweede lesing het gefokus op die messiaskap van Jesus Christus. Was hy werklik wie hy gesê het hy was en het dit enige impak op my vandag? En ons het so vinnig gekyk na 'n paar Bybelprofesieë wat bewys het dat Jesus was werklik wie hy gesê het hy was. Dat Jesus was die Messias, Jesus was die Seun van God, Jesus was God self by mense en dat hy die verlossingswerk kom bewerk het wat nodig was om ons te bevry van die chaos wat Satan hier kom skep het. Jesus was wie hy sê hy was. Ons het gekyk na wat die betekenis van sy kruisdood is en hoe dit ons lewens kan verander. En uiteindelik het ons die middag gekyk na die vraag, is die Bybel nog regtig betroubaar? Is die Bybel nog 'n boek wat relevant is, wat betroubaar is, wat ek as gesag in my lewe kan toepas? En ons het net na een hoofstuk in die Bybel gekyk, Daniël hoofstuk 2, 'n visioen van 'n antieke heidense koning, of 'n droom althans, en hoe Daniël hierdie droom kom uitlê en van Nebukadneser se perspektief vir hom die toekoms van die wêreld vertel, uit hierdie droom uit wat God hom gegee het.
En waar ons vandag staan, kan ons terugkyk in die geskiedenis en sien dat hierdie droom is werklik so vervul, soos wat Nebukadneser hom gedroom het en Daniël dit uitgelê het. En daarom glo ek met my hele hart dat die Bybel is gesaghebbend. Die Bybel is betroubaar, want as daar 'n God is wat die toekoms in soveel besonderhede, die fynste besonderhede kan voorspel en dit word waar, dan kan ek die woord wat daardie God gegee het vertrou. En dit is so in 'n neutedop waarna ons laasweek gekyk het. Maar vandag spring ons weg met 'n paar heel nuwe onderwerpe. En party van hierdie onderwerpe vandag is dalk vir van u baie bekend. En u gaan dalk vandag hier sit en u gaan niks niets leer nie. Of dit is dalk moontlik dat u party van hierdie onderwerpe aanhoor vandag en dit dalk die eerste keer in jou lewe hoor. En met baie vrae vandag hier gaan sit en onsekerheid en nie mooi verstaan waar kom hierdie boodskap nou in jou lewe vandaan nie. My oproep tot u is om nie te glo wat ek vir u vertel nie. Ek is 'n mens en ek is feilbaar en ek maak foute. Maar die woord van God is onfeilbaar. Die woord van God staan vas. Die woord van God is die riglyn vir die Christen se lewe. Die woord van God is waar ons waarheid in kan ontdek. Die woord van God is waarin ons moet leiding gaan soek wanneer ons hierdie moeilike onderwerpe mee gekonfronteer word oor wat is die waarheid rondom die dinge wat ons vandag gehoor het. En ek wil u aanmoedig om terug te gaan na u Bybels toe en self 'n diepte studie te maak en te bid dat die Heilige Gees u sal lei in die volle waarheid, soos wat Jesus beloof het. Vandag se onderwerp is rus. Nou as daar een behoefte is van die moderne mens, is dit rus. Nog nooit was die mens so besig soos in die generasies waarin ons leef nie. Nog nooit voorheen was die wêreld so besig nie. Ons kan 'n bietjie kyk na hoe rus ontwikkel het oor die laaste 100-200 jaar. En as 'n mens gaan nou net in die 1800s omtrent, ek moet 'n bietjie afkom, my dis klein geskryf daar vir my. Daar was geen elektrisiteit in die vroeë 1800s nie. Dit het later ontwikkel. Mense het gaan slaap wanneer dit donker word en hulle het opgestaan wanneer dit lig word. En dit was die siklus van die lewe. En vandag sit ons ligte aan en ons bly wakker tot 12:00, 1:00, 2:00 in die oggende en dit is heel normaal. Mense het 'n interessante nagpatroon gehad. Hulle het 'n eerste slaap gehad en dan 'n tweede slaap, want hulle was wakker vir 'n uur of 2 in die middel van die nag en daarin het hulle 'n paar dinge gedoen, huishoudelike taakies gedoen. Ons is gewoond om een nag, een lang ononderbroke slaap te hê. So dit het bietjie daai russiklus verander in die laaste 200 jaar. Mense het fisies hard gewerk met rustige natuurlike pauses deur die dag, etenstye, tye van rus. Vandag sit ons meer in ons werke, meeste van ons minder aktief, minder fisies, maar ons rus ook minder deur die dag. Daar was minder inligting en minder geestelike oorlading of althans emosionele oorlading. Mense het nie soveel inligting tot hulle beskikking gehad wat hulle moes verwerk soos wat ons vandag het nie. Ons word konstant gebombardeer met nuwe inligting vandag. Ons breine is die hele tyd besig om 'n magdom nuwe inligting te verwerk. Daar was geen skerms nie. Geen, soos wat ons sal sê in die Engels, met die sosiale media, geen notifications nie. Niemand was 24 uur 'n dag beskikbaar nie. Jy is beskikbaar wanneer jy is. Maar die lewe het so verander dat ons TV's en selfone, sosiale media, e-posse, notifications, WhatsApps, alles het gemaak dat daar 'n verwagting is in die wêreld dat jy en ek 24 uur 'n dag beskikbaar moet wees en moet onmiddellik reageer. Mense het weeklikse rusdae gehad en dit was werklik 'n rusdag. Een keer 'n week het die mensdom afgesluit en gerus. Vandag is daar geen rusdae in die week nie. Mense het gemiddeld 2 ure langer geslaap as wat hulle vandag slaap. En daar was baie meer stilte en eenvoud in die gemeenskap.
Vandag is ons besig, ons rus nie. Ons het nie tyd vir ander mense nie. Ons het min tyd vir ons gesinne. Ons het min tyd vir vriende en familie. Ons is werklik so besig en dan is daar weer die tegnologie. Mense het baie nader aan die natuur geleef. Mense het hulle self bevind in natuurlike opsette waar ons vandag in hierdie tegnologiese era heeltyd net aan die gang is in 'n ontwikkelde omgewing, weg van die natuur af. Rus het verander. Rus het afgeneem. Alles het beter geword in die wêreld. Maar het dit regtig? Alles het bygedra tot 'n beter leefstyl, tot 'n gemakliker leefstyl. Maar het dit regtig? Is rus vandag nog moontlik? Of is dit net eintlik weggesteek? En ook jy en ek moet dit net weer ontdek. Is rus vandag nog iets wat bereik kan word? Of moet ons maar vrede maak vir hierdie gejaagde wêreld? Die verhaal word vertel, die stalkie, van 'n jong man wat by sy ma gekom het, en vir haar gevra het, hoekom sny ek 'n stuk van die skaapbout af, voordat ek dit in die oond sit? Ek het dit by ma geleer, hoekom doen ek dit? En sy het gesê, ek weet nie eintlik nie. Ek het gesien my ma doen dit. Sy sny 'n stuk van die skaapbout af en dan sit sy dit in die oond, maar kom ons gaan vra haar. En hulle is na sy ouma toe en vir haar gevra, ouma, hoekom sny jy 'n stuk van die skaapbout af voordat jy dit in die oond sit? Sy het so 'n bietjie gedink en gesê, "Ai, weet jy, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek weet nie eintlik hoekom ek dit doen nie." Sien, ek het dit by ouma Grootjie gesien. Nog vandat ek kan onthou as ouma Grootjie skaapbout maak, het sy 'n stuk van die skaapbout afgesny voordat sy dit in die oond sit. En hulle besluit om vir ouma Grootjie te gaan vra, ouma, hoekom al die jare, hoekom sny ons 'n stuk van die skaapbout af voordat ons dit in die oond sit? En ouma het geantwoord, ek het dit maar net gedoen, omdat my oond op 'n stadium te klein was. En dis presies hoe ons sekere tradisies aanleer. Laat my dink aan die tyd voordat daar satelliete was hier op aarde. Voordat die wêreld hierdie wetenskaplike ontploffing beleef het en die mens eintlik baie beperkte kennis gehad het oor sekere goed. En mense was oortuig in hulle harte dat die aarde 'n ronde platform het. En dat as skepe te ver gaan vaar op hierdie platform, gaan hulle ergens afval en dat ons moet baie versigtig wees oor waar ons beweeg. En meeste verkenning het geskied naby die landsgrense van land. Daar was 1 of 2 verkenners wat braaf genoeg was om die groot oseane aan te durf. Maar as ons so ver teruggaan, so selfs 250 voor Christus, was daar al sterrekenners. Eratosthenes was een van hulle, en later in die 17de eeu Galileo en Copernicus, wat gesê het, maar die aarde moet eintlik rond wees. Hierdie plat aarde kan nie sin maak nie, en ek weet dit is 'n sensitiewe punt so hier en daar vir party mense, ek gaan nou nie in 'n debat daaroor ingaan nie. Maar die mense wou hierdie mense doodmaak, oor hulle met hierdie nuwe inligting vorendag gekom het. Wat bedoel julle die aarde is rond? Ons glo nog altyd, die aarde moet plat wees. Moet nou nie met 'n ander storie kom nie. Nog een wat interessant is 'n spinnekop. En hier kan ek vandag vra, hoeveel pote het 'n spinnekop? En niemand gaan huiwer om te sê 8 nie. Ons almal aanvaar 'n spinnekop wat 8 pote, maar daar was 'n tyd in die wêreld se geskiedenis waar geglo was dat 'n spinnekop het 6 pote. Ongeag hoe duidelik sigbaar die spinnekop se pote is as jy hulle tel dat daar 8 pote is, was daar 'n tyd waar mense algemeen aanvaar het 'n spinnekop het 6 pote. En dit is eers laat in die
tweede millennium, wat iemand amptelik, 'n man met die naam Lamarck, 'n bioloog, amptelik dit gedokumenteer het, nee, 'n spinnekop het 8 pote. Vir duisende jare het mense geglo spinnekop het 6 pote. Is dit moontlik dat daar iets is binne in jou en my geloof wat ons maar net aanvaar as die waarheid, omdat hulle wat voor ons gekom het, vir ons vertel het dis die waarheid. En hulle het nie noodwendig bose motiewe gehad nie. Hulle is ook maar net vertel dat dit die waarheid is, en hulle is ook maar net vertel dat dit die waarheid is, en so het hierdie tradisie eintlik waarheid in ons koppe geword, sonder dat dit dalk regtig die waarheid is. Ek is seker, die steel van die mensdom se rus is deel van Satan se plan om ons hierdie chaos te laat beleef. En hy doen dit deur 'n baie fyn tradisie bekend te stel. Soos ons in die wêreldgeskiedenis kyk, die Bybelse geskiedenis, ontdek ons iets van rus wat ons vandag nog steeds moet en kan toepas. En ek hoop aan die einde van hierdie lesing, as jy dalk nog steeds met vrae hier sit oor hierdie onderwerp, moenie weghardloop nie. Nie weghardloop nie, bly. Nie net vir vandag nie, maar bly om die vrae te vra. Ons gaan terug na die begin. Die begin van die skepingsverhaal, die begin van hoe God die hemel en die aarde skep. En ons lees hierdie ongelooflike verhaal in Genesis hoofstuk 1, van hoe God in 6 dae hierdie aarde skep van 'n bol niks, wat woes en leeg is, na 'n paradys-skepping, waar daar plante en diere en voëls en visse en uiteindelik ook mense is. En dan gaan God verder aan die einde van hierdie skepingsweek, en ons lees in Genesis 2 vers 2 en 3, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag het God gerus. Hoe sal God rus nodig hê? God kan nie moeg raak of afgemat word nie. God het gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig. Onthou daai 2 woorde. Omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. God doen iets met hierdie dag. Dis nie 'n aktiewe daad van skepping, soos wat hy die vorige 6 dae gedoen het nie. God verander sy roetine. Vorige 6 dae is hy besig om aktief iets fisies te skep. Hy skep plante en die son en die maan en die sterre. Hy skep die diere, hy skep die visse en die voëls. Hy skep die diere op aarde. Hy skep die wilde diere en die vee en hy skep die mens. Partykeer deur te praat, partykeer deur fisies teenwoordig te raak en met sy hande dit te doen, maar God is aktief besig met skepping. En dan in hierdie laaste dag van hierdie week sê dit God het geseën en geheilig. Nou wat beteken daai 2 woorde? Geseën beteken om goed of gelukkig te laat gaan mee. Om iets gelukkig te maak. Daar moet iets moois daarin wees. En geheilig beteken om eenkant te sit vir 'n spesifieke doel. Nou alles in die Bybel wat heilig is, wanneer ons dink aan Moses by die brandende bos, trek uit jou skoene, die grond hier is heilig. Ons dink aan die allerheiligste plek in die tabernakel. Dis 'n plek wat so heilig is, net die hoëpriester mag eenmal 'n jaar daarin gaan. Hoekom is daardie plekke heilig? Wat maak dit heilig? God se teenwoordigheid. Die enigste rede hoekom iets in die Bybel heilig word, is wanneer God teenwoordig raak by die persoon of die spasie. En hier lees ons dat God maak hierdie dag 'n dag van geluk, hierdie 7de dag, en hy sit dit eenkant deur teenwoordig te raak self op daardie dag. Baie jare na hierdie skepingsgebeurtenis vind ons God se volk na omtrent 400 jaar in slawerny in Egipte. En hulle het uiteindelik bevry en hulle is hier uit, hulle is in die Sinaï woestyn, hulle is op pad beloofde land toe.
en hulle kort kos. 400 jaar van slawerny, meer as duisende jare van die skepingsverhaal af, bevind hierdie mense God se uitverkore volk, en God sê vir hulle, ek gaan vir julle kos gee, en ons noem dit manna. En manna gaan uit die hemel uitval, en God verduidelik vir hulle, vir die eerste keer in 400 jaar, is hulle 'n vry volk, vry mense, hulle weet nie mooi wat om met hierdie vryheid te doen nie, hulle het dit nog nooit voorheen beleef, hierdie spesifieke generasie nie, hulle weet nie hoe om hierdie vryheid uit te leef nie, en God sê vir hulle, die volgende, 6 dae lank moet julle die manna insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat, dan is daar nie manna nie. Met ander woorde, 6 dae lank moet julle insamel, op die 6de dag ken ons die verhaal, God sê, dan gaan ek 'n dubbele porsie gee, julle moet dubbel daarvan insamel op die 6de dag, dat daar genoeg oorbly vir die 7de dag. Dis die enigste dag, die 6de dag, wat hulle ekstra mag optel, en die manna word nie vrot nie. Al die ander dae, as hulle meer optel, word dit vrot. So hier gebeur 'n wonderwerk, nie net in die val van die manna nie, maar dat elke weeklikse siklus, daar een dag is wat die manna gepreserveer word vir nog 'n dag. 'n Dubbele porsie val op daardie 6de dag. En dan kom sommige mense en hulle ignoreer God se instruksie. En hulle gaan uit op die 7de dag, op die Sabbatdag, om manna te gaan insamel. En dan kry hulle niks. En dan sê God vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Nou waar kom die 10 gebooie die eerste keer in die Bybel te voorskyn? In Eksodus 20. Fisies neergeskryf. Hierdie gebeur in Eksodus 16. Voor God 'n geskrewe wet en gebod vir sy volk gee, het hy al 'n verwagting van gehoorsaamheid. En een van die dinge waaraan hy 'n verwagting vir hierdie gehoorsaamheid het, is die Sabbatonderhouding van sy volk. Dan kom God uiteindelik en hy gee hierdie gebod woordeliks neergeskryf, sodat niemand kan sê, ek weet nie. En hy skryf dit in Eksodus 20 vers 8 tot 11. Dis een van die 10 gebooie, die 4de gebod van die 10 gebooie. Gedenk, en ek hou van die Engelse vertalings wat sê remember, onthou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, en nie net jy nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensmaagd of jou dienskneg, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. En daarom noem ek die Sabbat die heilige gelykmaker. Want op die Sabbat was almal in Israel gelyk. Daar was nie 'n slaaf en 'n heerser nie. Almal het gelyke reg tot rus gehad. Gaan verder, hoekom moet jy die Sabbat hou? Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, 'n dag van geluk gemaak, en dit geheilig, 'n dag waarop hy teenwoordig word. En dit is so 'n mooi gebod, want hierdie gebod gaan nie eintlik oor God wat net wil lyne in die sand trek en wil reëls maak en wil kyk wie gaan sy reëls gehoorsaam nie. Hierdie gebod gaan oor 'n God wat sien dat die mensdom het behoefte aan rus. Die mensdom het behoefte aan betekenisvolle verhouding. Verhouding met hom, verhouding met mekaar, 'n dag waar die mensdom kan afsluit van hierdie wêreld. 'n Dag waar die wêreld kan wegraak, net 1 dag 'n week. Hierdie is 'n geskenk van God af. Dit is nie net 'n reël om te gehoorsaam, sodat God kan sien wie is gehoorsaam en wie nie. Tot onlangs toe nog, het meeste kalenders so gelyk. Die week het begin op 'n Sondag, en dan was dit Maandag en Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, en die laaste dag van die week was
Saterdag. Ons almal het groot geword met 'n kalender wat so lyk. Deesdae sien ek, daar's 'n dryf om Maandag die eerste dag te maak. Maar as jy groot geword het met so 'n kalender, en jy moet ewe skielik met 'n kalender werk, waar Maandag die eerste dag is, dan werk jou koppie lekker nie. Dan pas jou weekie in nie. Hoekom het God gesê, onthou? Die woord wat gebruik word in die 10 gebooie in Eksodus 20 vers 8, wat sê, onthou, remember, gedenk. Want God het geweet, dit is die een ding wat die mensdom gaan vergeet. Dis die een ding wat die mensdom gaan verloor. Dis die een ding wat sy kinders gaan vergeet en verloor. Nou ja, dis baie maklik om te sê, okay, maar is Saterdag dan nou regtig die 7de dag? En ek dink dit is waartoe ons in hierdie reeks bietjie meer gaan delf, om te sien, hoe kom ons uit by vandag, hierdie dag, as die Sabbat? Het dit nie dalk eers verander tussen, kom ons sê, die skepping en Moses nie? Wel, God gee die instruksies, die 7de dag is die Sabbat. So God maak baie duidelik dat hulle weet, dat daar 'n sekere dag is, wat die Sabbat is wat hulle moet onderhou. Maar wat as dit verander het, wat as die weeksiklus of eers 'n dag weggeraak het, tussen Moses en Jesus? Sou dit dan nie gewees het, dat Jesus vir ons gesê het, dat daar 'n ander dag is nie? Maar nog steeds kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, wat doen hy? Hy gaan op die Sabbatdag in die sinagoge in. Jesus se gewoonte was om op 'n Sabbat, die 7de dag van die week, by die kerk van sy tyd te wees. Dit wat hy as die kerk geken het. Dis waar Jesus is op 'n Sabbat. Nou net eenvoudig, ons kan eintlik net daar stop, want Jesus is ons voorbeeld. En ons moet Jesus se voorbeeld volg. Maar dit sal nie reg doen aan hierdie onderwerp, as dit al is waar ons stop nie. Nou kom die vraag, is dit dalk moontlik, dat tyd eers in ons kalendersiklus verlore gegaan het? Is dit moontlik dat iemand misgetel het? Is dit moontlik dat die weeklikse siklus eers in die geskiedenis van die mensdom verander het, en die 7de dag nie meer is op die Saterdag, soos wat ons dit in ons kalender het nie? Wat as die 7de dag op 'n ander dag val? Wel, die wetenskap bewys anders. James Robertson, hy was die director of the American United States Naval Observatory, en hy skryf, nou onthou, hierdie is sekulêre bronne. Hierdie is nie 'n godsdienstige bron nie. Hierdie gaan 'n sekulêre studie oor tyd en kronologie en die weeklikse siklus. So hierdie is die sterrekundiges van die Amerikaanse vloot. En hy skryf, we have had occasion to investigate the results of the works of specialists in chronology, and we have never had the slightest doubt about the continuity of the weekly cycle. Since long before the Christian era, there has been no change in our calendar in past centuries that has affected in any way the cycle of the week. So 'n sekulêre sterrekundige wat vir die Amerikaanse regering werk, maak hierdie baie duidelike stelling en sê, die siklus van die week, nog voor die Christendom bestaan het, is nog dieselfde as wat dit altyd was. Daar's geen twyfel dat dit nie verander het nie. Dis nog presies dieselfde siklus. Ons gebruik ander woorde dalk vir Sondag, hang af wat se taal jy praat. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Ek het 'n skyf hier ingehaal wat ek nie meer het nie, wat die dag Saterdag se verskillende bewoordings in verskillende tale wys. So enige iemand is wat Portugees praat, Sabado, selfde met Spaans, selfde in van ons plaaslike tale hier in Afrika, praat van Sabado, wanneer hulle verwys na Saterdag.
ortodokse Jode aanbid op dieselfde 7de dag al vir meer as 3.500 jaar. Sedert die uittog uit Egipte uit, hou die Joodse volk vas aan dieselfde dag vir aanbidding. En die Joodse volk is geken daarvoor dat hulle baie akkuraat tyd hou. Selfs wanneer hulle kyk na wanneer hulle die Pasga vier en wanneer hulle feeste vier, hulle is baie bewus daarvan om akkuraat tyd te hou. Tot vandag toe aanbid Jode op watse dag? Op 'n Saterdag. Dit is Sabbat vir die Joodse volk. As die Bybel ons enigste bron was van inligting. Die Bybel is ons primêre bron van inligting, maar dis nie ons enigste bron van inligting nie. Maar as die Bybel ons enigste bron was van inligting, wil ek vandag vir u wys dat ons nog steeds sou kon bepaal watse dag die Bybelse Sabbat is. Ons vind die kruisigingstonele. Lukas beskryf die uiteinde van hierdie tragiese toneel, die kruisiging, soos volg. En dit was die dag van voorbereiding. As jy die ou vertaling lees. Die nuwe vertaling is baie meer eksplisiet en sit die woorde daarin, dit was die Vrydag. So die nuwe vertaling gaan en interpreteer die oorspronklike Griekse teks wat praat van die dag van voorbereiding en dit noem dit sommer by die dag van die week. Dit was die dag van voorbereiding. Watse dag moes die Israeliete in die woestyn 1500 jaar voor Jesus se kruisiging, op watse dag moes hulle voorberei? Op die 6de dag, die dag voor die Sabbat. Op watse dag aanvaar die Christenkerk is Jesus Christus gekruisig? Op 'n Vrydag. Dit word nie eers algemeen bevraagteken nie. Hier en daar is daar groepe wat wil rondspeel met semantiek in die taal, maar die waarheid is, Jesus is op 'n Vrydag gekruisig. Die dag van die voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. Wanneer breek 'n Sabbat aan? Wanneer breek 'n dag aan volgens Bybelse tydberekening? Wanneer die son sak. Wanneer die son sak, begin die volgende dag. Ons lees dit in Genesis 1, en dit was aand en dit was môre en dit was die eerste dag. Aand en môre die tweede dag. So hier op die Vrydag aand begin die Sabbat aanbreek en die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het gevolg en die graf gesien en waar hulle sy liggaam neergelê het. En wat doen hulle? Daardie liggaam moet nog versorg word. Maar wat doen hulle? Hulle het teruggegaan en speserye en salf berei en eers op die Sabbat gerus volgens die gebod. So hier vind ons die kruisiging plaas, die kruisiging vind plaas op 'n Vrydag. Die vrouens wat saam met Jesus kom wil die liggaam voorberei vir finale begrafnis, maar hulle besef die Sabbat breek aan en hulle voel hulle wil hierdie taak eers los tot na die Sabbat en hulle rus op die dag na die kruisiging, die Sabbat. Nou die meeste Christene, soos ons genoem het, vier op die sogenaamde Paasfees, Goeie Vrydag, waar ons die dag van die kruisiging van Jesus vier. Die Bybel noem dit die dag van die voorbereiding. En dan gaan die Bybel aan, in Matteus 28 vertel Matteus die verhaal van wat gebeur na daardie Sabbat. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria teruggegaan na die graf toe. So hier vind ons 2 dae. Ons vind die dag van die voorbereiding en ons vind die eerste dag van die week, die Sondag. En beide die tekste in Lukas en Matteus plaas die Sabbat tussen hierdie 2 dae. Die Sabbat kom net na die dag van die voorbereiding, die Vrydag. Die Sabbat kom net voor die eerste dag van die week, die Sondag. Wat se dag val tussen Vrydag en Sondag? Saterdag. Nou kan ons sê, ja, mag dalk so wees. Dit was 'n Joodse konteks, 'n Joodse kultuur, en daardie Sabbatonderhouding eindig by Jesus se kruisiging. Dit gebeur nie weer hierna nie.
Die geweet Jesus self het voorsien dat sy kinders in die toekoms, selfs na sy hemelvaart, nog steeds die Sabbat sal onderhou. Jesus sê in Matteus 24 vers 20 vir sy disippels, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Jesus gee 'n toekomsprofesie vir sy disippels. Hy praat in Matteus 24 gelyktydig van die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus, as ook die eindtyd voor sy koms. En hy sê, daar gaan vervolging op my kinders kom, daar gaan vervolging oor julle kom, bid dat julle nie in die winter of op die Sabbat mag vlug nie. Julle gaan in die toekoms nog steeds winter beleef. Die winter het nie opgehou by die kruisiging nie. Ons weet dit vandag, ons hier sit. Maar net so, die Sabbat ook nie opgehou by die kruisiging nie. Die Sabbat gaan nog steeds aan. Jesus sê, daar gaan Sabbat wees in die toekoms. Bid dat julle nie op die Sabbat moet vlug nie. Jesus praat nie hier net met 'n groepie Joodse mense nie. Hy praat met die eerste Christelike kerk, die disipelgroep. Hy sê, julle gaan op 'n Sabbat, julle moet bid dat wanneer julle moet vlug, dit nie op Sabbat gebeur nie. Na die kruis en hemelvaart van Jesus Christus, gaan die apostels in hierdie wêreld in, en hulle begin die evangelie verkondig, die verhaal van Jesus Christus. En Handelinge is die boek wat daar die eerste paar dekades van die vroeë Christelike kerk beskryf. En in die boek Handelinge tel ons op dat die apostels, die disippels van Jesus, hou aan om die Sabbatdag te vier, om die Sabbatdag te gedenk. Ons lees in Handelinge 13 vers 14, Paulus en sy metgeselle Antiochië besoek. Hulle het van Pergië af verder gegaan en Antiochië en Pisidië aangekom, en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge ingegaan en daar gaan sit. Die apostels, Paulus, wat nie deel van die eerste disipelgroep is nie, wat later bykom, hulle gaan op 'n Sabbat na die kerk toe, sinagoge toe. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, nou wat hier gebeur is, kom ek gee net 'n bietjie agtergrond. Wat hier gebeur is, Paulus kom daar aan die sinagoge en hy begin toe sommer preek. En hierdie klomp Jode, wie se sinagoge dit is, word baie kwaad vir hom, want hy preek oor Jesus Christus en hulle verwerp Jesus. Maar daar's heidene wat dit ook aanhoor. En hoor wat gebeur, 'n paar verse later. Toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat hierdie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. Dis nie die Jode wat tradisioneel die gewoonte het om Sabbat te hou nie. Hier kom die heidene wat nie in 'n Joodse agtergrond van 'n Joodse agtergrond afkom nie. En hulle sê, maar ons wil meer hoor van wat jy te sê het. Kom vertel volgende Sabbat vir ons nog. En nou kan 'n mens dink dat Paulus vir hulle kon sê, maar nee, kom sommer môre. Môre is Sondag. Môre is eintlik die dag wat ek julle moet leer. Môre is eintlik die dag wat ons bymekaar moet kom. Kom sommer môre. Maar dis nie wat Paulus doen nie, want ons lees op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Hierdie is 'n heidense stad. En Paulus bring hulle bymekaar op 'n Sabbat om vir hulle te preek. In die boek Handelinge is daar 9 verwysings na die apostels wat die Sabbat onderhou. En as ons kyk, party van hulle praat van 'n jaar se sabbate wat hulle bymekaar gekom het en so aan. Daar word ten minste 84 sabbate in die boek Handelinge onderhou. Ten minste 84 wat ons van weet. Dit wys vir my dat die vroeë Christelike kerk nog steeds in 'n gewoonte was om die Sabbat te onderhou. Dat met die apostels en die wegspring van die Christelike kerk, die geskiedenis van die boek Handelinge, het die Sabbat nie ewe skielik net verdwyn en in 'n ander dag ingegaan nie. Dis baie interessant dat verskeie kenners van geloofsgemeenskappe wat op 'n Sondag aanbid, hierdie volgende stellings maak. Dr. Peter Heilen van die Church of England, die Anglikaanse kerk, skryf: Take which you will.
Either the fathers, met ander woorde, die vroeë kerkvaders, die geskiedkundige stigters van die Christelike kerk, either the fathers or the moderns, moderne teoloë. So kies waar jy wil gaan studeer. In die geskiedenis of in moderne teologie. We shall find no Lord's Day instituted by any apostolic mandate, no Sabbath set on foot by them upon the first day of the week. Die Anglikaanse kerk, groot teoloog, Dr. Peter Heilen, The History of the Sabbath, maak 'n openlike bekentenis. Die vroeë apostels het nie die eerste dag van die week gevier nie. Glo wat ons wil, geskiedenis vertel die verhaal. Cardinal James Gibbons, katholieke kardinaal, skryf, "You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday." Hierdie is geloofsgemeenskappe wat op Sondag aanbid, wat die uitlatings maak. Hier's nog ene, Episcopal Archbishop Carrington. Hierdie is 'n artikel uit die Daily Star in Toronto, Canada, en die artikel lees soos volg. Reverend Philip Carrington, Anglican Archbishop of Quebec, sent local clergy into a huddle today. So hierso het ons die aartsbiskop van Quebec, en hy ontstig die godsdienstige arena van sy stad. Hoekom doen hy dit? Want wat sê hy? He was saying outright that there was nothing to support Sunday being kept holy, Carrington told a church meeting in this city of straight-laced Protestantism, that tradition and not the Bible had made Sunday the day of worship. Weer eens, 'n teoloog, 'n kenner van godsdiens, wat in 'n geloofsgemeenskap behoort, wat tradisioneel op 'n Sondag by mekaar kom om te aanbid. En so is daar verskeie van hulle, van moderne skrywers wat sê, die Bybel maak nie voorsiening vir aanbidding op enige ander dag, behalwe 'n Sabbat nie. As ons net die Bybel moet vat, net die Bybel, is daar nie voorsiening vir 'n ander dag van rus as die Sabbat nie. Daar's geen Bybelse verwysing dat Jesus of sy disippels op enige ander dag dit heilig gehou het of ander geleer het om dit heilig te hou nie. Nou waar kom hierdie sogenaamde onderhouding van Sondag dan vandaan? Wie nou vir my sê, Hendrik, dat 99% van die Christen wêreld mis hierdie waarheid. Waar kom dit vandaan? As die hele Christelike wêreld op 'n Sondag by mekaar kom om te aanbid, en jy sê die Bybel leer dat daar geen gronde daarvoor is nie. Waar kom dit vandaan? Wel, daar's eintlik 'n baie lang geskiedkundige proses van hoe ons gekom het tot waar ons vandag is. Net omdat iets gebeur, beteken nie dat dit reg en goed is nie. Kom ons kyk hoe dit gebeur. Ons lees Socrates, Scholasticus, wat 'n Christen geskiedkundige is. Hy skryf: Almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries, the Lord's Supper, on the Sabbath of every week. Nou Socrates skryf in die 5de eeu. So dis hier in 400s wat hy skryf, hierdie Christen geskiedkundige. 400 na Christus. Dis 1600 jaar terug van waar ons is. Skryf hy. Hy sê, all the churches throughout the world celebrate the sacred mysteries, hy verwys na the Lord's Supper, die nagmaal, on the Sabbath of every week. And yet the Christians of Alexandria and at Rome
on account of some ancient tradition, have ceased to do so. So Sokrates verwys, hy sê, al die kerke in die wêreld, kom op 'n Sabbat by mekaar, hulle hou nagmaal op 'n Sabbat, maar die kerke in Alexandria en Rome, hulle het iets anders begin doen. En wat het hulle anders begin doen? Wel, die praktyk van die onderhouding van die Sabbat is goed gedokumenteer in geskiedkundige geskrifte. Maar so is ook die praktyk van die verskywing na op Sondag by mekaar kom ook goed gedokumenteer. Sondag was nooit aanvanklik gehou as 'n heilige rusdag nie. Dit ontwikkel later, ons sal nou sien. So wat gebeur aanvanklik? Tussen die jaar 70 na Christus en 135 na Christus is daar hierdie nuwe Romeinse keiser op die toneel en hy onderdruk die Jode geweldig, die Joodse volk. Hy onderdruk hulle geweldig. Is hy wat hulle tempel afbreek? Daar word later 'n nuwe stad gebou waar hulle tempel eens was. Hy sit 'n afgodsoffer daarop. En dan lees ons in Divine Rest for Human Restlessness, 'n geskiedkundige boek, beginning with the first Jewish revolt against Rome. So die Jode kom in opstand teen die Romeine. Various repressive measures, military, political and fiscal. In ander woorde, die Romeine kom en sê, julle Jode, ons gaan vir julle onderdruk. Militêr, polities en finansiëel. Julle gaan belastings betaal. Were imposed by the Romans upon the Jews on account of the resurgent Jewish nationalism, which exploded in violent uprisings. So die Jode kom in opstand teen die Romeine. Die Romeine sê, ons gaan vir julle onderdruk. Militêr, so geweld, polities, die Romeine kies die konings van die Jode en finansiëel of ekonomies. Julle gaan swaar belastings betaal. Julle wil mos in opstand kom teen ons. Dis nou die Jode. En dan kom daar hierdie Joodse opstand in 135 na Christus. En ons het na hierdie man gekyk, 'n rukkie terug, laasweek, Bar Kokhba, wat homself as die Messias kamstig gemaak het. Hy gaan nou hierdie Romeine op hulle plek sit. Maar die Jode raak baie kwaad en hulle kom in opstand teen Rome weer eens oor hierdie onderdrukking. En dan lees ons Hadrian was die Romeinse keiser van die tyd. At this time prohibited the practice of the Jewish religion throughout the empire, condemning especially Sabbath observance. So wat Hadrian dan doen is, hy kom en sê hier 135 na Christus, julle Jode wil moeilik wees. Dis reg, kom ek wys julle wat doen Rome met julle. Eerstens, geen Sabbat onderhouding meer nie. Tweedens, geen besnydenis nie, hy laat dit verskriklike goed gebeur met die Jode, hy laat hulle varke slag en varke se bloed oor hulle loop, 'n ding wat onrein is vir Jode. So hy doen al hierdie vreeslike goed met hulle, maar die grootste impak wat hy op die Joodse volk het, hy sê julle mag nie meer Sabbat hou nie. Nou tot op hierdie stadium, wat doen die Christene? Hulle hou Sabbat. Die Jode hou ook Sabbat. Die Christene aanvaar Jesus Christus as die Messias, die Jode doen nie. Christendom ontwikkel, maar hulle hou die Bybelse Sabbat. Nou sit die Christene in 'n moeilike situasie, want in hierdie Romeinse ryk mag Sabbat nie meer gehou word nie. En daar was hierdie vyhandigheid van Rome teen enigiets wat Joods is, en die Sabbat word gesien as iets wat Joods is. Die Christene begin al hoe meer sensitief word om nie te identifiseer met die Jode nie. En dan lees ons, impressive indications suggest that Sunday observance was introduced at this time, along with Easter Sunday, as an attempt to clarify to the Roman authorities the distinction between Christianity and Judaism. En nou begin van die Christene eerder by mekaar kom op die eerste dag van die week, sodat hulle nie geïdentifiseer kan word saam met die Jode nie. Want die Jode word erg vervolg. Met dit in gedagte is dit maklik om te sien hoe Christene wat veral in die hoofstad van hierdie Romeinse ryk, Rome, die voortou kon neem om hulle self te distansieer van Sabbatonderhouding.
Hulle begin wegskram van die onderhouding van die dag wat God ingestel het, maar wat die Jode ook nog steeds hou. En hulle probeer wegkom van dit af, want nou word hulle ook gesien as Joods. Nou daardie kerk in Rome bestaan hoofsaaklik uit heidene uit. Die kerk se ontstaan in Rome, so ons moet onthou die vroeë Christelike gemeentes kom uit twee groeperings uit. Jode wat tot die Christendom bekeer, heidene wat tot die Christendom bekeer. Heidene was jou tradisionele Romeinse burgers wat nie die Joodse geloof gevolg het nie. Nou in Rome, wanneer Paulus aan hulle skryf, word die fondasie van hierdie gemeente klaar gelê. Hulle is hoofsaaklik heidene wat Christene word. Hy noem hulle aan julle heidene. Nou vir ons vandag is die woord heidene skelwoord. Maar dit was nie in Paulus se tyd nie. Dit was maar net 'n beskrywing van 'n groep mense wat nie Jode is nie. So hy sê julle heidene, sê ek. Hierdie kerk in Rome is 'n kerk wat hoofsaaklik gevul is met heidense Christene. Dit klink vreeslik om dit te sê. Christene wat uit die heidendom uitkom. Kom ons noem dit eerder so. En hierdie Christene het nou net onlangs van hulle heidense geloof af oorgeskakel en hulle was nie so goed gevestig soos die Christene wat uit die Jodendom uitgekom het in hierdie geloof nie. En daarom kies hulle om op Sondag om hulle self te distansieer van die Jode, maar net by mekaar te kom. Hoekom kies hulle Sondag? Want dis die dag wat sin maak vir hulle. Want in die heidendom word Sondag as 'n dag van aanbidding beskou, die dag waarop die songod aanbid word. Ons lees die volgende in die apostoliese instellings. Apostolic Institutions, omtrent 380 na Christus. Dis nou 200 jaar nadat hierdie vervolging, hierdie verskywing laat begin plaasvind het. In die jaar 380, keep the Sabbath and the Lord's Day, because the former is the memorial of creation and the latter of resurrection. Nou kan ons al sien hoe die kerk nou in 200 jaar gevorder het. Die eerste 100 jaar van Christendom hou hulle die Sabbat. In die 2de eeu kom hierdie vervolging in teen die Jode, hulle begin al hoe meer draai na Sondag toe. Hier in die 4de eeu, dis nou al 400 jaar na Christus, nou blyk dit of die vroeë Christelike kerk 2 dae hou. Die Sabbat en Sondag, hulle wil nog nie heeltemal afstand doen van die Sabbat nie, maar Sondag het nou al so gevestig geraak as 'n dag van bymekaar kom en aanbidding, dat dit ook aangeneem word as 'n dag wat ons dan moet festival hou, soos die apostoliese instelling sê. Net omdat die vroeë kerk dit gedoen het, beteken nie dis reg nie. Dis nie Bybels nie. Die Bybel lees nêrens dat ons God se rusdag kan verander wanneer dit ons pas nie. Die Bybel lees nêrens dat wanneer ons lewe in gevaar is, soos die vroeë Christene was, ons kompromie kan aangaan met wat God as reg en verkeerd beskou nie. As die 10 gebooie sê gedenk die Sabbatdag, reg deur die Ou Testament verwys dit, ons gaan weer daarna kyk, dan kan die vroeë Christenkerk nie op hulle eie gesag besluit, omdat ons bang is om met die Jode te assosieer, kies ons nou ons eie dag nie. Dit was uiteindelik nie net die Christene in Rome wat hierdie verskywing laat plaasvind het nie. Oor baie eeue het uiteindelik die suiwerheid van die Bybelse leerstellings al hoe meer verdof en weggeraak. En daar was 'n erosie van getrouheid in die kerk. En tog was daar altyd 'n groepie Christene wat standvastig gebly het. Ons lees die kerkgeskiedkundige Robert Robinson skryf, toward the latter end of the 2nd century, most of the churches assumed a new form of worship. So hier aan die einde van die jaar 200s, het al die kerke 'n nuwe tipe aanbidding
begin aanneem. Hy sê the first simplicity disappeared as the old disciples retired to their grave. Soos wat die vroeë apostels, die eerste kerk uitsterf, die disippels sterf, die apostels sterf, begin die kerk in hierdie nuwe aanbiddingstyl begin ingaan. Die apostels is nie meer daar om vir hulle leiding te gee nie. Ons lees verder Ancient Church deur Killen. In the interval between the days of the apostles and the conversion of Constantine, ons kan dalk nou by hom kom, rites and ceremonies of which neither Paul nor Peter ever heard, crept silently into use and then claimed the ranks of divine institutions. Met ander woorde, Constantyn leef hier in die 4de eeu. Hy is die keiser van Rome. En wat hier gebeur is, hierdie geskiedkundige Killen skryf, van die tyd van die apostels af, tot by Constantyn in die 4de eeu, kom hier dinge in die kerk in, wat Paulus en Petrus niks van geweet het nie. Dis nie dinge wat hulle nagekom het nie. Dis goed wat oor die eeue ontwikkel. En uiteindelik in die jaar 321, op 7 Maart, kom die heel eerste wetgewing, deur hierdie einste Constantyn. Hier is hy nog nie bekeerd nie. Later bekeer hy homself, en dan word hy weer 'n heiden, en dan bekeer hy homself, en geskiedenis is so bietjie verbuig oor wie en wat Constantyn regtig was. Maar op 7 Maart 321 skryf hy hierdie wet. On the venerable day of the sun. Wat se dag is dit? Sondag. Hy is nog 'n heiden. Hy praat nie van the Lord's Day nie. Hy praat van the venerable day of the sun. Let the magistrates and people residing in the cities rest, and all the workshops be closed. In the country, however, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits. Wat Constantyn hier doen in 321 na Christus, hy maak die eerste wetgewing vas in die koninkryk of in die staat van Rome, dat Sondag geheilig moet word. Hy is nie eers 'n Christen nie. Hy kom van 'n heidense benadering af. Dit pla die Christene nie te veel nie. Want die meeste Christene hou in elk geval Sondag op hierdie stadium. Maar hy maak wetgewing vas wat sê van nou af moet julle Sondag onderhou. En so was daar hierdie stap vir stap progressie in die Christenkerk, wat oor honderde jare plaasgevind het, weg van die Bybelse lering af, dat Saterdag die Sabbat, die dag van die Here jou God is, om uiteindelik op 'n ander dag te kom, by mekaar te kom vir aanbidding. Ons lees in die jaar 364, die Raad van Laodicea, gebeur die volgende. Christians shall not Judaize. Christene sal nie verjoods nie. Wat beteken dit? Wat het die Jode gedoen? Die Jode hou die Sabbat. Christians shall not Judaize, keep the Sabbath, and be idle on a Saturday. They shall work on that day. But the Lord's day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Wow, dis harde woorde. So wat die vroeë Christenkerk doen, die Raad van Laodicea, as hy by mekaar koms van hierdie Christelike kerk in die 4de eeu, op hierdie stadium word dit die Romeinse kerk genoem, wat later die Rooms-Katolieke kerk word. Maar wat hierdie vroeë Romeinse kerk doen, hulle kom by mekaar en hulle maak hierdie reël dat Christene sal van nou af nie meer die Sabbat hou nie. So eers was dit Constantyn wat 'n regeringswet maak in die 4de eeu. Hy sê Sondag moet onderhou word. 40 jaar later kom die Christelike kerk, die Romeinse kerk, hulle maak hierdie selfde wetgewing vas. Hulle sê van nou af mag Christene hulle nie meer verjoods nie. Hulle moenie die Sabbat hou nie. Hulle moenie meer op Saterdag niks doen nie.
Hulle moet op die Here se dag. Wat is die Here se dag in die algemene Christen tradisie? Sondag. Hulle sal daardie dag eer en heilig hou, en as hulle die Sabbat hou, moet hulle uit die kerk uitgeskop word. Nie net uit die kerk uitgeskop word nie, hulle verloor hulle verlossing. Dis nogal iets wilds om te sê, né? Wat sê die Bybel? Eer die Sabbatdag, heilig die Sabbatdag. Wat sê die kerk in die 4de eeu? Moenie die Sabbatdag vier nie, dan is jy nie meer gered nie. En so van die jaar 400, of in die 4de eeu ten minste na Christus, ontwikkel hierdie Christen tradisie en lering, dat Sondag is die algemene heilige dag van aanbidding. Teenstrydig met wat die Bybel leer. En vir omtrent 1000 jaar lank het hierdie Romeinse kerk, het word uiteindelik die Rooms-Katolieke kerk, onthou, katoliek beteken wêreldwyd, dit word 'n kerk wat wêreldwyd versprei, Rooms beteken, dit kom uit Rome uit, so hierdie Rooms-Katolieke kerk word die kerk wat die wêreld oorheers. Dit is die enigste kerk. Die Rooms-Katolieke kerk het vir 1000 jaar lank, kom ons sê, die monopolie op Christendom. En dan eendag begin manne opstaan. Ons noem hulle die hervormers. Martin Luther, Johannes Hus, Johannes Calvin. Nou, lys name kan aangaan. En sê maar wag 'n bietjie. Dit wat julle leer is nie wat die Bybel leer nie. Dit wat die kerk leer is nie wat die Bybel leer nie. En ons vind die hervorming wat plaasvind, die protestantse hervorming, en ons kan vra, wie hierso ag hulle self as protestante? Ek dink meeste sal hulle hande opsteek. Sê ons is protestante. Vraag is, waarteen protesteer jy? Jy kan nie 'n protestant wees as jy maar net saam met die vloei gaan nie. Want dit is juis wat die protestantse hervormers nie doen nie. Hulle sê nee, hier's dinge wat julle vals leer wat nie in die Bybel is nie. En ons moet op die Bybel en die Bybel alleen staan. En daar gebeur hierdie ongelooflike konflik in die kerk. Konflik tussen die kerkleiers en die hervormers. En ouens soos Martin Luther sê openlik, dit was nooit my plan om 'n nuwe kerk te stig nie. Dit was nooit my plan om 'n nuwe gemeenskap te stig nie. My plan was om die kerk te hervorm, om in lyn te kom met wat die Bybel leer. Maar die kerk wou nie. En dan lees ons in The Catholic Mirror, for over 1000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, the church changed the day from Saturday to Sunday. By virtue of her divine mission. Vir meer as 1000 jaar, voordat daar nog enige protestant was, hou ons al die Sondag. En hoekom doen ons dit? Want ons het dit besluit. Dis wat Rooms-Katolieke geskiedenis sê. Ons het besluit, ons gaan hierdie dag hou. Die kerk het die gesag om daai besluit te maak. Die kerk het die goddelike geslag. Maak nie saak wat die Bybel sê nie. Voordat daar 'n protestant nog gekom het, 1000 jaar al, voordat daar 'n protestant gekom het, wat kom met die storie, die Bybel en die Bybel alleen, het ons al besluit wat se dag ons gaan hou. Catholic Record, September 17, 1893, nog 'n publikasie deur die Rooms-Katolieke Kerk. Sunday is founded not on scripture, but tradition. En wat se tradisie? Distinctly a Catholic institution. Hier's die kerk wat vir 1000 jaar lank 'n monopolie het op godsdiens. Wat die fondasie is van baie godsdienstige praktyke van Christendom vandag. En hulle sê maar dis ons instelling. Ons het hierdie besluit. Die Convert's Catechism, die katekismeboek van die Rooms-Katolieke Kerk, bladsy 50, vra die vraag, which is the Sabbath day? Die antwoord, Saturday is the Sabbath day.
Why do we observe Sunday instead of Saturday? And we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Rooms-Katholieke Kerk het besluit, dis nou die nuwe heilige dag. Die Here het ons gewaarsku dat daar 'n anti-kris, 'n vyand sal kom van God se kinders, wat sal spreek teen die Allerhoogste en teen die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander. Wat is die enigste gebod wat te doen het met tyd? Is die Sabbat. Onthou die Sabbatdag, 6 dae moet jy werk. Die 7de dag is die Sabbat. Die Rooms-Katholieke Kerk bely die volgende. The Catholic Church, after changing the day of rest from Saturday, the 7th day of the week, to Sunday, the 1st day, caused the 3rd commandment to refer to Sunday as the day to be kept as the Lord's Day. Wat se gebod? Die 3de ene. Wat se gebod hanteer die Sabbat? Die 4de ene. En wanneer ons in sekere Katholieke Bybels gaan kyk, en dit is nie in almal so nie, maar in sekere Katholieke weergawes van die Bybel, vind ons dat daar 'n hele gebod uitgehaal is. Wat se gebod is uitgehaal? Tweede ene. Jy mag geen gesneede beeld maak en dit aanbid nie. Rooms-Katholieke Kerk haal dit heeltemal uit. Dis 'n studie van 'n ander tyd, hoekom hulle dit doen. Maar nou sit hulle met net 9 gebooie. So wat doen hulle? Die laaste gebod deel hulle in 2. Die Bybelse 10 gebooie sê, jy mag nie jou naaste se goed begeer nie sy vrou nie sy os, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Dis 1 gebod. Die Rooms-Katholieke Kerk maak dit 2 gebooie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. En so skuif dan die gebod wat met tyd hanteer na die 3de gebod toe. Wat het die profeet gewaarsku? Ek het dit nou eers gemis. Wat het die profeet gewaarsku? Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en hy sal probeer om tye en wet te verander. En dis presies wat hierdie kerk probeer doen. En nou kan ons onsself afvra, maar hoe op dese aarde? Hoekom word dit net aanvaar binne in 'n geloofsgemeenskap soos die Rooms-Katholieke Kerk? Want ons dink met 'n protestantse denkpatroon. Vir ons is dit absoluut onaanvaarbaar dat die Bybel gesag, dat die kerk gesag bo die Bybel het. Dis onaanvaarbaar, maar in 'n Rooms-Katholieke teologie is dit aanvaarbaar. Ons lees byvoorbeeld in Catholic Doctrine as defined by the Council of Trent, tradition and not scriptures is the rock on which the Church of Jesus Christ is built. Dis 'n gemaklike stelling vir hulle om te maak. Dis nie iets wat teenstrydig is met enigiets wat hulle glo nie. Ons as hervormers, as protestante, sidder vir so iets. Ons sê nie, 'n tradisie kan nooit bo die Bybel geplaas word nie. Verder sê dit in Catholic belief, like 2 sacred rivers flowing from paradise, the Bible and divine tradition contains the word of God. Wat is die woord van God? Die Bybel en ons tradisie. Dit is wat God geïnspirering gegee het. Through these 2 divine streams are of equal sacredness, of the 2, tradition is the clearer and safer. In ander woorde, as iets onduidelik is, wat moet ons volg? Ons volg ons tradisie. As iets moeilik is, wat moet ons volg? Ons volg ons tradisie. Dis die maklike een om te volg. En dis 'n algemene siening in Rooms-Katholieke teologie. En so ontstaan hierdie hervorming, hierdie protestering teen dit wat die kerk uiteindelik dan verkondig, en een van die grootste konflikpunte is uiteindelik dan die Raad van Trente. En hier kom Martin Luther en hy staan voor al hierdie manne in hulle mooi rooi klere en hy moet verdedig hoekom hy sê wat hy sê. Hoekom hy sê die Bybel en die Bybel alleen. Hoekom verlossing nie gekoop kan word nie. Hoekom dit nie verdien kan word nie. Hoekom ons deur geloof alleen gered word en nie deur werke nie. Hy moet nou daar vir hulle dit sê.
En hoor wat sê hulle vir hom. At the last opening on the 18th of January 1562, all hesitation was set aside. The Archbishop of Reggio made a speech in which he openly declared that tradition stood above Scripture. Dit sê hy vir Martin Luther. Ons tradisie is bo die Bybel. Hoekom? The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the Scriptures because the church had changed the Sabbath into Sunday. Not by command of Christ, but by its own authority. So wat die kerk by die Raad van Trente 1562 vir Martin Luther sê is, as jy regtig glo wat jy sê, hoekom hou jy dan nog die Sondag? Dit is 'n vraag wat ons eendag vir Martin Luther kan vra. Hy het baie goeie werk gedoen, maar geen mens kan in een leeftyd alles verander nie. Dit laat swaai die pendulum uiteindelik om Martin Luther uit die kerk uit te skop. Jesus kom ook by sy gehoor, die Fariseërs. En hy sê vir hulle, hoekom oortree julle God se gebod terwille van julle eie oorlewering? Te vergeefs vereer julle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Is dit moontlik dat daar in van ons kerke vandag nog steeds gebooie van mense geleer word? Wat nie die gebod van God is nie. Vraag is, sal jy en ek Jesus Christus volg? Hy sê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en julle eie oorlewering te onderhou. Oorlewering is maar net tradisie. Maar ek wil nie net praat oor die negatiewe van Sondag onderhouding, hoe dit gekom het nie. Daar is iets moois aan die onderhouding van die Sabbat. En dis eintlik wat saak maak. Jesus sê, God sê deur Johannes, dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. En daai sluit die volle gebooie van God in. En sluit in die 4de een. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy enigste seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Liewe vriende, ons verhouding met God is gebaseer op liefde. God wat ons so lief het, dat hy aksie neem en sy seun stuur. Maar hierdie liefde is wederkerig. Want liefde dryf ons ook om aksie te neem. En die liefde wat ons dan vir God het, nadat ons sien wat die verlossingsprys is wat hy vir ons betaal het, dryf ons om gehoorsaam te wees aan hom. Esegiel 20 vers 20 sê, heilig my sabbate, dat dit 'n teken sal wees tussen my en julle. Die Sabbat is 'n bevestiging van ons verhouding met God. Nou, as jy getroud is, dan kry jy so 'n papiertjie. Daai papiertjie word 'n huweliksertifikaat genoem. Maar ek vat nie die huweliksertifikaat en ek gaan eet uit met die huweliksertifikaat nie. Ek gaan nie saam met daardie huweliksertifikaat op vakansie of sit dit in die aand in die bed langs my nie. Dis nie my verhouding nie. Is nie met die huweliksertifikaat nie. Maar is daai huweliksertifikaat belangrik? Absoluut. Dis die bevestiging, dis die teken dat ek wel met my vrou getroud is. Maar daai huweliksertifikaat is nie my verhouding met haar nie, dis die bevestiging van my verhouding met haar. En net so is die Sabbat nie ons verhouding met God nie. Jou verhouding met God is wat elke dag gebeur in jou lewe saam met die Here. Maar die Sabbat is die teken, dis die bevestiging van jou verhouding met God.
En dit is so mooi dat God 'n hele dag vat en sê, kom ons gebruik hierdie dag saam as 'n bevestiging van ons verhouding. Jesaja 58, ek begin afsluit. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. As jy die Sabbat 'n verlustiging noem, wat het ons gesê, God het die dag geseën, hy het dit 'n dag van geluk gemaak. As die Sabbat 'n lekker dag is vir jou, as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie en nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, wat dan? Dan sal jy jou verlustig in die Here. Sal 'n verhouding hê, dit is 'n getuienis van jou verhouding met die Here, en ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Die Sabbat is so 'n mooi belewenis, en jy mag dalk vandag hier sit, en jou hele lewe lank al Sabbat hou. En soms verval ons ook in 'n tradisie van dit doen. Mag ons terugkom by daai belewenis van die Sabbat is hierdie ongelooflike geskenk, hierdie verhoudingsgeskenk wat God vir ons gegee het. Of jy mag dalk vandag hier sit en het nog nooit 'n Sabbat in jou lewe gehou nie. Dan wil ek vir jou sê, God het die grootste geskenk van rus, die grootste geskenk van verhouding wat hy vir jou wil gee. Dat hy wil sê, kom saam met my eenmal 'n week. Kom ons bevestig net weer eens ons verhouding wat ons met mekaar het. Ten slotte, ons gaan bietjie later vanmiddag kyk na hoe die wêreld in die toekoms daarna uitsien. Jesaja gee vir ons 'n sleutel. Dit sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig bestaan, spreek die Here, sal julle nageslag en julle naam ook bestendig wees, vas staan. Elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Die Sabbat het 'n toekomsbelofte, 'n belofte van 'n intieme 1-tot-1 verhouding met jou God in die ewigheid in. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie ongelooflike geskenk, die geskenk van u woord. Dankie dat u woord lewend word in Jesus Christus. Dankie dat ons dit lewend in ons eie lewe kan beleef. En dankie dat u in u woord vir ons vertel van hierdie verhoudingsteken wat u vir ons gegee het. Here, u wil hê dat ons moet terugkom by 'n plek van rus soos wat u dit aanvanklik bedoel het. Here, ons weet dat daar in baie opregtheid reg oor die wêreld op 'n manier aanbid word wat nie in lyn is met u woord nie. Here, ons vra dat u vir ons elke een sal wys waar daar aanbiddingsfoute in ons lewe is, wat dalk deur tradisie daar geplaas is. Bring ons terug by u woord en wat u woord leer oor aanbidding tot u en verhouding met u. En seën ons asseblief deur die res van hierdie dag. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.